Ons gesels vandag oor vloei in kreatiwiteit en hierdie gesels oor menslike florering. Nou Salomo het uiteindelik die eerste tempel gebou. En dit was die heiligdom waarin die heilige ark van die verbond tuis sou kom. Die ark is nou nie die ark van Noag wat gestrand het en waarin die mense veiligheid gehad het nie. Hierdie is die simboliese, noem dit maar kus, heilige kus waarin simbole van God se teenwoordigheid is en die ark self was die simbool van God se teenwoordigheid. Maar tot dusver was die ark net in 'n tentwoning en nou het dit 'n plek van permanensie gekry. So dit was 'n baie belangrike dag in die geskiedenis van Israel toe hierdie ark in die allerheiligste van die tempel geplaas is. Nou ons lees in hierdie geskiedenis van in 2 Kronieke. En dan gebeur hierdie besondere oomblik soos beskryf in 2 Kronieke 5 vers 13. Presies gelyk soos een man het die trompetblasers en die sangers die lof en dank aan die Here laat weerklink. Die klank van trompette, simbale en allerhande instrumente en die loflied ter ere van die Here het opgeklink. En dan hoor jy hierdie woorde, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Op daardie oomblik het 'n wolk die huis van die Here gevul. Die trompetblasers en die sangers laat die lof en dank aan die Here weerklink. Hulle loof God met die kreatiewe vermoëns en uitdrukking van hulle toewyding. En dan gebeur hierdie fantastiese oomblik. Want wanneer hierdie volk dan deur hulle vir God eenstemmig prys en opregte en kreatiewe aanbidding, dan vul God se glorie hierdie hele gebied, hierdie hele spasie met 'n wolk. En dis die oomblik waarop almal geweet het, God aanvaar hierdie aanbiddingsplek. God aanvaar ons. God is hier teenwoordig. Die sangers en trompetblasers is so volledig opgeneem in daardie oomblik deur hulle talente, hulle vaardighede. Met ander woorde, dat hulle in daardie oomblik die moment van vloei in kreatiwiteit beleef het. En dit het 'n fantastiese geestelike impak op hulle en op die geskiedenis gehad. Nou die navorsing van M.H. Csikszentmihalyi, soos ons al dikwels genoem het, sy navorsing gaan juis oor vloei en wys dat kreatiewe talente en die deelname aan dit wat ons volle aandag vereis, dat dit vloei veroorsaak. Maar hier is 'n ander moment wat nou bykom en dis dat hierdie vorm van vloei ook vir ons die kans gee dat God se skoonheid en God se teenwoordigheid ons kan vul. Dit bring vir ons vreugde, dit bring vervulling as resultaat van hierdie invloei wees. Ons weet mos eintlik, ons doen wanneer ons werk, dit in die teenwoordigheid van God en vir God. En as ons volledige aandag in kreatiwiteit daarin gee en in hierdie moment van vloei kom, dan ervaar ons vir God nog meer as ooit van tevore. So wat jy ook al vandag doen met jou talente, met jou gawes, met dit wat jy as passie het, doen dit so met oorgawe, dat jy God se vloei in kreatiwiteit sal beleef. Leef geïnspireerd.